Goeiemôre almal en baie welkom by vandag se huiskerk. Ons is hierdie paar weke besig met 'n preekreeks oor roeping en vandag praat ons oor die tema roeping maak ons. Roeping maak ons. So ons gaan lees uit 1 Petrus 2 vers 3 tot 10. Nou dat julle die goedheid van die Here gesmaak het, kom na hom toe, die lewende klip wat wel deur mense afgekeur is, maar voor God uitverkore en vir hom kosbaar is. En laat julle as lewende klippe opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is. Daar staan immers in die skrif, en hy verwys na Psalm 118 hier, kyk, ek sit in Sion 'n klip neer, 'n hoeksteen, uitverkore en kosbaar, maar wie in hom glo, sal verseker nie beskaamd staan nie. Daarom is dit kosbaar vir julle wat glo, maar vir ongelowiges geld, juis die klip wat die bouers afgekeur het die hoeksteen geword, en 'n klip waaroor 'n mens kan struikel, ja, 'n rots wat jou kan laat val. Hulle struikel, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is. Hulle was daartoe bestem. Julle egter is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig. Julle wat eers nie 'n volk was nie, maar nou volk van God is, wat eers nie ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het. Ek onthou 'n storie wat ek jare gelede gelees het op 'n stadium van 'n jong seun, sy naam is Michael, wat nie baie goed op skool gevaar het nie. Michael was nie 'n goeie leser nie, hy het akademies nie baie goed gevaar nie, en hy was maar 'n stil kind wat half eenkant was en nie eintlik in die klas gepraat het nie. Die onderwysers by die skool het ook later al nie meer baie aandag aan hom gegee nie, en het ook nie veel van hom verwag nie. En so kom daar toe 1 jaar 'n nuwe musiekonderwyser by die skool. En eendag, so in die verbygaan op die speelgrond, toe hoor die musiekonderwyser vir Michael, waar hy so daar eenkant op die speelgrond sit, en net so saggies by homself sit en sing. En sy luister toe so 'n bietjie na hom, en sy besef toe, maar Michael kan goed noot hou. En sy gaan toe na hom toe en sê vir hom, hy moet na klas toe kom as hy nou klaar is met sy klasse die oggend. En so het hy toe gegaan na die musiekklas toe, en die musiekonderwyser sê toe vir hom dat sy dink hy moet 'n instrument leer speel, want dit klink vir haar asof hy 'n oor vir musiek het. En sy wys toe vir hom al die verskillende instrumente daar in die musiekklas, en hy sê toe, maar hy dink hy wil die trompet leer speel. En so begin hy toe leer, en dit was maar 'n raserige affære aan die begin, maar hy het eintlik baie gou die instrument leer ken, en dit leer speel, en al hoe beter daarin geword. Sien, die juffrou, die onderwyser, het iets in hom gesien. 'n Talent wat hy self nie eers geweet het hy het nie. En hy het toe begin uitblink daarin, en uiteindelik het hy 'n beurs gekry om musiek te gaan studeer by 'n universiteit. Nou dis wat roeping doen. Dit help ons om te ontdek wie ons regtig is. En dit help ons dan om verder daarin te groei. Ons sien dit veral nou in vandag se teks. Petrus skryf vir Christene wat swaar gekry het. Hulle was verspreid, en hulle was blootgestel aan haat en aan vervolging. So dit was nie 'n goeie tyd vir hulle nie. En Petrus sê dan vir hulle, julle is nie wie die wêreld sê julle is nie. Julle is anders as al hierdie ander mense. Julle is wie God julle geroep het om te wees. Julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort. Om dit te verduidelik, gebruik Petrus dan die beeld of die metafoor van 'n lewende klip wat deur mense afgekeur is. Nou hier verwys hy eerstens na Jesus. Jesus was bekend as die klip wat deur die bouers afgekeur was. Jesus was misverstaan deur mense. Hy is
dikwels weggejaag. Hy was van vroeg in sy bediening af, het mense begin beplan om hom dood te maak. So Jesus was die een wat afgekeer is deur mense. Maar uiteindelik het hy die belangrikste klip geword, want hy het die wêreld verander. So Petrus sê dan vir die mense, julle is ook so. Die mense sê julle is onbelangrik, julle voel dalk ook so, julle word afgekeer, maar julle is nie. God roep julle, julle is kosbaar vir God, en God gaan julle gebruik om iets groots te bou, om 'n geestelike huis te bou. En dis wat God doen. God herinner ons aan wie ons is, en dan gebruik hy ons in die wêreld. Petrus sluit dan af in vers 10, hy som dit eintlik op, hy bevestig wat hy gesê het deur te sê, julle wat eers die volk, wat eers nie 'n volk was nie, is nou die volk van God. Nou in die Zulu taal gebruik mense 'n woord om mekaar te groet, en die woord is sawubona. Sawubona beteken, ek sien jou. So dis nie sommer net 'n groet nie, dis baie dieper as dit. Dit is om vir iemand te sê, ek erken jou waarde, ek sien wie jy regtig is. En dan antwoord hulle op die groet met die woord ngikona. Ek hoop ek het dit reg uitgespreek. Maar dit beteken, ek is hier. Ek is teenwoordig, en dit gaan goed met my. So Petrus sê vir die mense, en vir elkeen van ons ook, God sien julle. Julle mag dalk op 'n slegte plek wees, julle mag dalk onbelangrik voel, maar God sien julle. God sien iets in julle wat julle dalk nie eers in julleself raak sien nie. En die doel van dit alles, sê Petrus dan in vers 9, sodat julle die deugde kan verkondig van hom, wat julle uit die duisternis geroep het na die wonderlike lig. So roeping is om deur God gesien te word. En dit beteken dan nou nie dat jy nou 'n dominee of 'n sendeling iewers moet gaan word nie. Dit vra net dat jy God se lig, God se goedheid oral waar jy kom moet gaan uitleef. Dalk is dit om vir iemand te sê, ek sien jou. Ek sien jou waarde, ek sien jou raak. Dalk is dit om 'n vredemaker te wees in 'n moeilike situasie. Dalk is dit om mense op te beur in jou werksplek. Dalk is dit net om liefde uit te leef in hierdie wêreld van ons waar daar soveel liefdeloosheid is. So as ek dit net alles dan nou kan saamvat en kan opsom. Roeping is nie net om te ontdek wat jy moet gaan doen nie. Roeping is veral om te ontdek wat God besig is om in jou te doen. Dis om te hoor dat God vir jou sê, ek sien jou. Jy is 'n lewende steen. Jy is gekies. Jy is deel van 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort. En dan sal God iets deur jou doen. Amen.